Man in die rolstoel, episode 13. Party van hulle stap en party van hulle rol. Daar is 2 van hulle, besluit Rion. Een in 'n rolstoel en een op sy voete. Nie een van die 2 is te behendig met die manier waarop hulle moet beweeg nie. En hulle lyk seker maar taamlik sorry as iemand van oorkant die straat vir hulle staan en kyk, om seker te maak dat hulle die huis veilig haal. Rion, omdat hy in die rolstoel mekaar nog nie mooi verstaan nie, en Louis, omdat hy hopeloos te veel en te diep in die bottel gekyk het. Rion sluit sy deur oop en laat Louis voor hom by die portaal instap. Hy draai sy stoel om en beduie vir Carmen. OK, ons is nou hier. Gaan in en sluit jou deur, sodat ek kan sien dat jy ook veilig is. Sy doen dit. Toe rol Rion in. Hy wil soos altyd uit die stoel opvlieg en bene rek, maar Louis staan hom stip en aankyk. Hoekom? Het hy dalk iets gesien? In die lyn dat hy sy bene te veel roer? Of wil hy weet, wat is Rion se storie met sy ex? Nee, Louis het iets anders op die brein. Het jy vir ons 'n laaste nightcap voor ons gaan inkryp? En moenie worry nie, ek sal skink. Hy stap na tant Lelani se oulike drankkabinet toe. Daar is 'n groen mamba in. 'n Likeur, onoopgemaak, ongelukkig nie 'n lewendige slang nie. Dit is wat 'n mens in jou kroeg moet aanhou, as 'n oud polisieman vir jou kom kuier en jou kroeg ontdek het, dink Rion ietwat geamuseerd. Louis kom met 2 wynglase aan en wys na die sitkamer. Sal ons gaan sit? Vra hy. Gerus, sê Rion en glimlag toe die man lyk asof hy kan stotter en stik daarna. Hy dink waarskynlik nou by homself. Die man sit mos reeds. Eintlik Louis ook. Die rugvlerk stoel kan nie vinnig genoeg onder sy sitvlak inspring nie. Die bottel het ook saamgekom koffietafel toe. Louis kyk rond en toe vra hy bekommerd. Rousseau, is jy eintlik gay? Nee, hoekom vra jy so iets? Die pink blommetjies lappe waarmee jou sitkamerstel oorgetrek is, en jou pink gordyne, dit voel nie vir my dis jy nie, of is dit? Nee, dis nie ek nie, ek het die plek so gekry, en so gelaat staan, ek dog jy maak baie geld. Louis korrel weer vir sy glas met die bottel se oopkant, en wonder bo wonder is daar net 'n paar druppels wat op tant Lelani se kantlappie op die koffietafel beland. Man, ek bly nog ongeveer 3 weke hier. Ek het nog nie tyd gehad om iets anders te doen nie. Rion kyk lank na die man voor hom. Kan hy hom vertrou met sy geheim, of gaan hy reguit na die oorkant van die straat toe hardloop om vir Carmen teen die fyk wat hier bly te waarsku? Jy like haar, né? Louis sit terug tussen die vlerke agter hom. Carmen, ek het gesien hoe jy na haar kyk. Rion wil uitbars dat hy altyd na enige vrou sal kyk as sy lewe haar 'n nare klaps gegee het, soos die een wat Carmen gekry het. Maar dan knik hy net. Ek hou van haar, en ons het gister 'n baie lekker geselsie ingekry en agtergekom dat ons nogal van dieselfde goed in die lewe hou. Soos pink meepels, Louis grinnik. Sorry Rion. Dis okay, Louis. Weet jy wat, jy kan haar nogal wen. Jy het 'n voorspring, wat baie manne as 'n nadeel sal beskou, met die dat jy mos seker nie meer kan nie. Hy beduie hier voorlangs, broek langs. Rion antwoord nie. Laat die man maar sy stories praat, hy is getrek. Behalwe, sê Louis, dat ek jou 'n brief sal gee, dat sy ook nie sal toelaat dat jy enigiets van die ander nigtige goeders gebruik nie. Hy roer sy vingers in die lug om te wys wat anders hy beskou in hierdie geval.
En toe wys hy net een vinger boontoe. Maar as sy daar kom, dat sy jou gaan toelaat om aan haar te vat, wel, ek kan jou verseker, dan het jy seker die pad halfpad gestap met haar. Ek bedoel gewen. Watter pad, vra Rion, en vat 'n klein slukkie van sy groenes. Daai pad om haar hart te wen. Wel, wie sê vir jou, ek wil haar hart wen, vra hy. Ag man, ek sien mos jy wil, antwoord Louis. Hy mik weer vir die bottel. Mens kom op 'n sekere stadium, dat jy nie meer alleen kan of wil wees nie. Bedoel jy op 'n stadium waar jy taamlik magteloos is, en van ander afhanklik raak, dan moet jy 'n vrou kry om vir jou te sorg? Vra Rion. Dit ook man, maar ek bedoel eintlik maar net 'n mens word nie jonger nie, dan wil 'n mens iemand hê in jou lewe. Wil jy met my daaroor praat? Nee, dankie, ek sou dit kon oorweeg, maar ek dink nie jy's meer te nigter, en ook nie redelik om oor te dink nie. Ek gaan nie met jou praat nie. Daar plak Louis die bottel verontwaardig neer. Hy draai die prop op en gaan sit dit in die drankkabinet terug. Jy dink ek kan myself nie met drank beheer nie. Jy dink ek kan nie my drank vat nie. Jy dink ek is nie bereid om te luister as 'n oud kollega wil praat nie. Man, ek weet dat 'n dronk ou nie toerekeningsvatbaar is nie. Ek weet jy's by jou limiet verby, en ek weet dat jy nie 'n belofte sal kan maak en daarby hou nie. So jy wil praat, kom, try my. Dit lyk so waar asof die man se brein aan die werk is, asof daar iewers in sy kop nog iets is wat kan rad en inskop. Rion meet hom met die oë. Die man is sterk, gemiddelde lengte, net soos hy, maar dalk 'n bietjie stewiger as hy gebou. Hy haal diep asem en sê, jy's reg oor hierdie huisie. Dit is nie my smaak nie, en ek gaan niks hier verander nie, want alles wat hier is, het aan my peetma behoort. Sy was in 'n rolstoel, nadat sy albei haar bene verloor het. Sy was 'n diabetes. Hi Rion, Carmen het vir my gesê, ek bel haar soms, dan deel sy vir my die nuus van die omgewing. Die tannie is hier vermoor, ek weet daarvan, maar ek het nie geweet dat sy een van jou mense was nie. Carmen het nie vir my dit vertel nie. Maar miskien het sy dit jou nie vertel nie, omdat sy dit nie weet nie. En, Louis, jy gaan dit ook nie vir haar sê nie. Verstaan jy? Nee, ek sal nie, Rion. Hoekom sal ek? Dan is dit ideaal dat jy nou alles van jou tannie kan oorneem, met die dat jy mos ook in 'n rolstoel beland het. Jammer dat ek gesê het dat die plek nie jou smaak is nie. Ja, en dis die ander ding wat jy ook nie vir haar gaan sê nie, dat ek spesifiek hier ingetrek het om die manne te probeer vastrek wat my tannie vermoor het nie. Dat ek planne maak om hulle hier in te lok, want ek wil hulle van die strate afkry en laat toesluit. Dit is een ding om te steel as jy honger is, maar dit is 'n ander om mense dood te maak daarvoor. Dan verdien jy nie om meer rond te loop nie. Rion, ek en jy weet, hulle soek vuurwapens en waardevolle goed, wat hulle kan verkoop. Ek stem saam met jou, dit gaan nie oor honger nie. Ouens wat hierdie goed doen, maak 'n lewe hier uit, en hulle word ryk hiervan. Hulle het baase wat wag vir die goed om het te verkoop. Sit jou slim kind, sê Rion, en dit is wat ek alles wil uitvind. Wie is die baase en wie werk saam? Ag, ek sit al, bevestig Louis. So wat gaan jy doen as hulle kom? Het jy ooit 'n vuurwapen om jouself mee te verdedig? Jep, ek het my Smith & Wesson .38 special pistool, 'n revolver uitgekoop. Hy's hier, by my.
maar ek sal nie soveel geweld gebruik as dit nie absoluut nodig is nie. O, maar jy kan, Rion. Jy het 'n verskoning. Louis wys na die wiele. Toe nie, antwoord Rion, en dit is die ander geheim wat ek aan jou gaan toevertrou, en die vader hoor vir my, Louis, jy gaan nie na Carmen toe hardloop en vir haar vertel nie. Sy sal dit van my hoor, wanneer die tyd reg is. Ek sal haar self vertel. Wat vertel? Louis lyk verward. Maar whatever, niks wat hier gebeur, sal ek oor praat nie. Nou goed, kom ek wys jou, antwoord Rion, en skop die voetruste van die rolstoel een kant toe. Hy staan op. As hy 'n sekonde langer so stil moet sit, kry hy 'n kramp op plekke wat hy nie geweet het hy het nie. Hy vra, Louis, wil jy koffie drink? En Louis lyk asof hy in daardie stadium sy bewussyn gaan verloor en eers weer ander jaar gaan bykom voordat hy erken. Ek sal hoes, poep en moor vir 'n koppie koffie, maar ek sweer, ek sal nie 'n woord sê nie. Ek beloof jou, Rion. En so is Louis die volgende oggend 8 uur daaruit om sy kar te gaan haal, en Rion twyfel vir geen oomblik dat die 3 woorde wat hy en Carmen oorkant die straat praat, niks met die groot geheim te doen het nie. Hy waai vir in Rions in Louis se rigting, voordat hy sy rolstoel op die stoep parkeer. En toe klim Louis in sy bakkie en ry weg. Daarna kom Carmen oor die straat aan. Hi Rion, dankie dat jy vir daardie man gisterand slaapplek gegee het. As hulle hom gisterand gekry het, het hulle hom toegesluit. Kan ek vir jou sy bed kom opmaak? Want ek aanvaar, dit is nie iets wat hy sou gedoen het nie. Rion glimlag. Nee, wat nie nodig nie, want hy het self sy bed opgemaak. Die dubbelbed in die hoofslaapkamer, waar die man 'n nag onder 'n pink stopdeken moes deurbring. Enige simpatie. Hy hoop net, alles werk nog na dese aan die ou, wat duidelik glo dat alles tot 'n stop kom, wanneer 'n man op 'n pink roosblom vlerkeris stoel moet gaan sit, of in 'n pink bed moet slaap. Vir 'n oomblik staan Carmen daar, en toe beduie sy oor haar skouer. Sy moet teruggaan. Rion keer, nee, wag eers. Dankie vir gisterand. Ek het heerlik gekuier en geëet. Jou steaks smaak baie beter as myne. En wil jy dalk vinnig inkom en koffie drink? Ja, dankie nogal. Kan ek net eers gou by my gaan sluit daar oorkant? Ja, doen dit. En bring gerus daardie hondjie saam. Ek sal, dit sal gaaf wees, dankie Rion. Kan ons net so sit, dat ons die straat ook kan dophou? Oom Harties se dogter bring hom vandag terug, en ek wil sien as hulle aankom. Rion rol in, staan vinnig op om die ketel aan te skakel, koppies reg te sit en koffie poeier in te sit. En toe plak hy homself weer neer en gaan wag haar langs die oop voordeur in. Terwyl sy terugstap, kom haar seuns in die straat aan. 'n groep van 5 verskillende ouderdomme. Een van die manne is 'n donker ouetjie, maar sy hare op sy kop is spierwit. Perokside waarskynlik, of anders groen sunlight seep en 'n dag lank in die sonlig. Hulle deel papiertjies uit en plak een teen die prof se hek met kleefband, die volgende een teen oom Harties se plek, en toe hulle by Carmen verbygaan, raak die Jack Russell aan sy halsband ballisties. Hy ruk los en storm tussen die kinders in, met Carmen agterna. Sy gryp die hondjie net betyds toe hy tande klap in die blondie en nog 'n donker ouetjie se rigting. Blondie spring 10 tree terug, maar die ander ou trek 'n voet terug en maak 'n vuis. Hy wil skop en voeter, wat maak dat die hond byna van sy kop afraak. Carmen het haar hande vol om hom te kalmeer. Rion wens hy kan opspring om te gaan help, maar hy beter sit. Daarom rol hy maar haastig nader. Stap liewer, gaan staan een kant toe, sê Carmen vir die groote wat vuis gemaak het. Ek weet nie hoe lank ek die hondjie sal kan vashou nie, en moenie vir hom 'n vuis maak nie. Hy sien jou aanvallende houding. Honde is nie onnosel nie. Hy het eers gekom vir my,
spoeg die jongman dit uit. Hulle het sak darm sy vuis gehoorsaam en toe stap hy end weg. Tannie en oom, ons pas mense se huise en hulle troeteldiere op as julle met vakansie gaan, sê een van die ander seuns wat redelik ordentlik lyk, en haal vir Rion en haar elkeen 'n papiertjie uit. Dankie, sê Rion, ek het nie 'n hond of 'n kat nie, en ek gaan nie lank weg oor die vakansie nie. Of wag liewer, miskien net volgende week vir 'n paar dae. Dit is mos die 16de. Ja, ek gaan weg tot na die naweek. Maak julle plante ook vir mense nat? Ja, oom, ons kan dit doen. Nou maar gaaf, dan laat weet ek julle presies wanneer ek ry. Rion ignoreer die geskokte uitdrukking op Carmen se gesig. Sy bedoel seker, as mens weggaan, adverteer jy dit nie, veral nie, as die ore wat dit wil hoor, nie juis vertroue ingeboesem het nie. Maar dit is juis wat Rion wil doen, vir almal laat verstaan, dat hy nie by die huis gaan wees nie, veral omdat Sean moes later vandag 'n klomp bokse gaan aflaai, met bewyse van al die splinternuwe, duur, steelbare goed, wat hy vir sy nuwe, beskeie huisie aangekoop het. Word vervolg.